baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Almal van ons leef in tradisies. Verskillende tradisies. Ons leef in samelewingstradisie. Dis soos die samelewing dit doen. Daar is werkstradisies. Dis soos wat ons dit by die werk doen. Dan is daar mos nou ook huislike tradisies. Dis soos wat ons dit in ons huis doen. En natuurlik is daar ook iets soos kerklike tradisies en daar's persoonlike tradisies. So almal van ons leef in tradisies. En die tradisies het 'n bietjie invloed op ons lewe. In Nehemia lees ons van die geskiedenis van die herstel van Jerusalem en dan spesifiek die muur van Jerusalem en dit natuurlik nadat hy tot 'n val gekom het en die ballingskap begin het. As ek sê hom, dan praat ek natuurlik van Jerusalem. Nou in Nehemia 6 lees ons van die muur wat herstel word. Maar daar was nog nie regtig geestelike herstel nie. En dan lees ons in Nehemia 8 waar die geestelike herstel van die volk begin. Maar wat baie belangrik is dat ons vir onsself vra, wat was die tradisie waarin daar geleef is? En daar is mos nou verskillendes, maar een van die tradisies was, ons is nog ingestel op die verval. Ons is ingestel op dit wat gebeur het. En dan staan hier in Nehemia 8 vers 11 hierdie woorde. Nehemia het verder gesê, gaan vier fees, eet en drink en deel uit aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. So Nehemia sê, julle leef nog in 'n tradisie van verval en van vrees en van angs. Maar as julle fokus skuif na God toe en hom dien en hom volg en hom gehoorsaam, dan is daar iets nuuts. Dan kan julle fees vier en julle kan bly wees en julle kan 'n nuwe tradisie begin. 'n Tradisie wat sê, ons behoort aan die Here en die Here beskerm ons. Ons sê vir mekaar, ons leef ook almal in tradisies. Maar wat is van die kerngedagtes in die tradisies waarin jy leef? Miskien is dit ook 'n kla en 'n vra tradisie. Ons is heeltyd onvergenoegd, ons wil heeltyd meer en meer hê, en ons kla oor dit wat ons nie kry nie, en ons kla oor goedheid wat verkeerd gaan. Ons is heeltyd in 'n vra en 'n kla tradisie vasgevang. Maar as ons fokus skuif na God, en dit wat ons uit sy hand ontvang, en die wonder van sy teenwoordigheid, wat vir ons ook deur die diepste van moeilike tye dra, dan draai ons tradisie, 'n tradisie van feesvier, 'n tradisie van blydskap, 'n tradisie wat raak sien, dit wat God in ons lewens doen. Miskien moet ek en jy weer 'n bietjie gaan kyk, nou wat is die tradisies waarbinne ons as gesinne leef, maar ook ek as individu leef. Leef ek binne die tradisie van feesviering oor wat God doen? Of leef ek in 'n tradisie van vra en kla? Miskien kan ek en jy daai besluit neem. Miskien kan ek en jy sê, okay, vra en kla is 'n afbreekende tradisie, gefokus op God, feesvier oor wat God doen en wie God is. Dit is opbouend. Is daar veranderinge wat in jou tradisies plaasvind? Miskien is dit nou die tyd om tradisies weer aan te pas, om aan God toegewy te wees. Groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein
wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.